As hy so daai eerste stap wat jy moet doen is jy moet nou weet wie se droomkliënt. So in hierdie video gaan ons 'n bietjie daaroor praat, ons 'n bietjie kyk hoe kry jy jou droomkliënt en hoe target jy hom binne in Facebook. Alright, julle reg? Kom ons begin. Voor ons kan begin met jy moet 'n goeie idee van hoe Facebook hulle inligting kry. So ek gaan net 'n vinnige overview vir julle gee. Is die dag toe jy geregistreer het vir Facebook of toe jy jou Facebook rekening opgemaak het, jy daar geklik I agree to the terms and conditions. Nee. Nou daai terme en voorwaardes waarna jy het gee vir Facebook toestemming om jou te volg, om te kyk wat se webwerf jy besoek, hulle kyk wat se likes, wat se foto's jy like, wat se comments jy like, wat se soort konteks jy like en dan hou hulle rekord daarvan. Hulle kyk na wat se soort foto's jy kyk. Hulle kyk as jy byvoorbeeld daar gesê jy's married of jy's engaged of jy's jou status en Facebook hou rekord daarvan. Hulle hou jou kredietkaart besonder, hulle weet wat se kredietkaart besonderhede jy het. Ja, dis scary. En dan die websites wat jy besoek, wat se soort goed het jy afgelaai op jou rekenaar, wat se soort apps is op jou foon. Basies eintlik alles wat jy doen op jou rekenaar en op jou telefoon, die beweging wat jy doen, soos die websites wat jy soek en dan die apps of die applications wat jy download en dan kyk. Basies al daai goeters kyk Facebook na en dan party mense het op hulle websites pixels geïnstalleer, soos ek het 'n pixel geïnstalleer. So ek weet wanneer iemand op my website was en Facebook weet dit dan ook. So as jy snaakse goedjies doen op Facebook gaan daarvan weet. So ja, jy moet maar dit in gedagte hou. Maar anyway, dit tel vir ons baie. So as jy weet, dit is hoe mense beweeg op Facebook, dan kan jy dit nou tot jou voordeel gebruik, want dis hoe jy jou soort kliënte gaan kry op Facebook. So die eerste wat jy moet gaan doen is, jy moet gaan sit en dink oor wat is jou droomkliënt. So ek hou daarvan om die 20-80 reël te gebruik. Daar's 'n reël, daar's 'n boek wat daaroor geskryf is. So ek sal vir julle die boek hier in die description link en vir julle, kom ek sit sommer iewers daar. Ek sal hier 'n prentjie van die boek is die 20-80 rule. So ek hou nogal daarvan om dit te gebruik want die 20-80 rule sê dat 20% van jou mense spandeer 80% bring 80% van jou inkomste in. So wat jy nou wil doen is, jy wil jou droomkliënt is daai 20%. So jy wil nou daai 20% identifiseer. So jy moet gaan kyk na jou customers of jou kliënte wat jy het. Gaan kyk wie is die mense wat die meeste geld by jou spandeer. En dan doen jy 'n bietjie van 'n studie op hulle en kyk wat het hulle in gemeen? Nee, want jy as persoon trek 'n sekere customer aan. So ons gaan 'n voorbeeld gebruik van 'n restaurant dink ek. So daar's baie mense wat van koffie en restaurante hou, maar daar's sekere mense wat net by jou wil kom koffie drink en dis die tipe kliënt wat jy nou moet identifiseer, nee. So gaan kyk wie's dit, dan vat jy 'n boekie soos hierdie en jy skryf bietjie van die goed neer, kyk bietjie soos wat se ouderdom is hulle tussen wat se ouderdom is hulle, en dan skryf jy dit neer, sê maar is 25 tot om een of ander rede net tot by 50, dit is die ouens wat die meeste by jou eet en hulle rekeninge is die hoogste, nee. En dan kyk jy, wat is daar anderste, is dit meestal vrouens, is dit meestal mans of is dit maar al twee, gaan kyk 'n bietjie na wat is hulle getroude mense of is hulle single, weet, en waarvan hou hulle van klere, hou hulle van koeke, hou hulle van waarvan hou hulle, maak 'n opsomming daarvan en kry soveel inligting, maar kyk dat dit daai 20% is en wat het hulle almal gemeen. So dan skryf jy nou vir jou hele lysie af van al hierdie goeders wat jy nou het, want jy gaan dit nou op Facebook toets, nee. Alright, so as jy nou jou lysie geskryf het en jy weet, okay, hierdie mense wat die meeste by my spandeer, hulle hou van hierdie goeders, dan gaan jy na Facebook toe en dan gaan skep jy nou vir jou gehoor, 'n audience, soos die Engelsman sê. Alright, so kom ek gaan wys jou hoe doen 'n mens dit op die rekenaar en dan sal jy sien hoe interessant is dit. So kom ons kyk gou. Alright, so hierso is ek binne in die asset library. Dit is as jy nou 'n Facebook ad manager account het, dan kom jy nou by hierdie asset library, daar's dit. Okay. So om 'n gehoor te create, soos hier sit klomp gehore wat ek reeds gecreate het, maar vir jou om 'n gehoor te create, klik jy daar op create audience en jy gaan klik save audience. Right.
Hier is daai blokkie waar jy nou jou goed kan invul. So kom ons kyk gou hier. Die audience se naam gaan ek sê Mamas. So wat ek gaan sê is hierdie restaurant in die oggend doen hulle die beste met mamas. OK. En ons gaan nou 'n bietjie verder in detail daarna gaan. So nou sê jy hierso kan jy nou kies almal wat everyone in this location. So dit gaan mense insluit wat net daardeur travel. Onthou Facebook kyk na die mense se GPS ook. Hulle weet waar is jy. So Facebook weet jy sit nou waar en jy kyk na my video. Alraai so ja, hierdie ene kan jy vir die mense kry wat in die location is, of hier is in die volgende opsie is net die mense wat in die location bly, wat net in die area bly, en dan mense wat onlangs in die area was, en dan mense wat travel in die area. OK, so dis die verskillende opsies wat jy kies, maar as jy 'n koffiewinkel het, dink ek moet jy sê everyone in this location. Nee. OK, in die area, so nou kan jy hele Suid-Afrika uithaal, dis dalk nie nodig nie. Kom ons gaan nou sê die restaurant staan aan of die koffiewinkel staan aan Garsfontein. Hoe sê ons dit nou is? Garsfontein. Ek het 'n verkeerd spel. Kom ons kyk of ek hom nou reg het. Daar is hy. Garsfontein, South Africa. Right, so daar sit nou in Garsfontein. So, miskien is hierdie dalk nou so 'n bietjie wyd. So kom ons maak die klingetjie so 'n bietjie kleiner, dalk 5 myl. Maar sal tog seker nie te ver ry vir 'n koffie nie, nee. Right, kom ons maak hy 5. Hy wil minimum is 10, OK? Goed, so nou het ons die ouderdom gekry en ons het gesien oor die, maar daai mense wat by ons die meeste koffie koop of ons beste kliënt, hulle begin hier so by 25 jaar oud en dit is maar net tot 50. OK, soos julle sien ek hier goed hier verander, kan ek gaan kyk hoe groot die gehoor is. So soos wat die gehoor op die oomblik lyk is daar 850,000 mense. Goed, kom ons sê dis net vrouens, want ons wil daai vrouens teiken, so as die vrouens af, so kom ons gaan kyk op, nou is dit 420. Right, maar nou het ons agtergekom, hierdie vrouens het kinders, so hulle en die rede daarvoor is, hulle gaan laai hulle kinders af by die skool en dan wil hulle gou 'n koffie drink. En OK, so jy wil hulle teiken. So kom ons sê parents. OK, nou moet ons gaan mooi gaan en daar's verskillende parents, nee. So hier kan julle sien is parents met kinders tussen die ouderdom van 8 en 12 jaar. So dit is vrouens wat hulle kinders by die skool aflaai, nee. Kom ons kies nog een verder. Selfs die 13 tot 18 jaar. So ja, hier is 'n baie goeie ek dink dalk mens kan dalk hierdie jongeres ook sit van 6 tot 8 jaar. OK. Right, so nou het ons vrouens gekies tussen die jaar van 25 en hulle het kinders, daai ouderdom. So nou gaan dit seker aansienlik kleiner wees. Ja, sien julle, daar's nou net 14,000 mense in hierdie klein areaetjie in Garsfontein wat daai profiel het. Goed. So nou kan ons die audience nog narrow sê, hoorie maar, hulle moet net kinders hê en vrouens wees in daai ouderdom. Ons wil 'n bietjie meer spesifiek wees, want hulle moet daarom hou van koek. Nee, ons kyk. As ek sê kyk. Ja, hulle moet hou van kyk. Kom ons kyk hoeveel is daar nou. Nou staan net 5,300. Goed. So, hulle hou van kyk, kom ons sê hulle moet van koffie ook hou. Want hulle moet wel koffie drink. OK, sy. Nou gaan kyk ons, dan sien ons daar's 8,300. Right, nou het ek gehoor van ouers wat kom ons kyk hierso eerder, wat in Suid-Afrika Garsfontein is, hulle is tussen die ouderdom van 25, dit is my perfekte mense vir my restaurant. Hulle is ouers, hulle het so hulle kinders, met ander woorde gaan kinders by skool aflaai, dan gaan hulle restaurant, dan wil hulle 'n plekkie om koffie te drink. Jy's dalk langs die skool, nee. Right, en dan hulle moet hou van coke en koffie. So nou het ek 'n gehoor geskep. Right, nou moet ek 'n advertensie sit. So nou gaan ek nie net my restaurant adverteer nie, ek gaan vir hierdie maas 'n lead magnet gee. Ek gaan vir hulle 'n discount gee of iets. Maar dit gaan ek in 'n volgende video vir julle verduidelik hoe die lead magnet werk, want jy wil hierdie maas se name en adresse op een of ander stelsel kry. Nee, sodat jy vir hulle kan bemark vorentoe met
met e-mails en met messages en sovoorts. Okay. So gaan we in die volgende video gaan praat oor lead magnets. En ek hoop dit het vir julle so 'n bietjie insig gegee of dit maak julle 'n bietjie excited oor hierdie Facebook ding en hoe kragtig dit kan wees, né? So ek het nou net 'n restaurant opsie gecover. Daar's baie ander goeders wat jy kan doen. Jy kan dit gebruik vir prokureurs, accountants, enige ding. Jy moet net baie mooi en kreatief dink en dan gaan jy dit kan gebruik. So dit is hoe die audience werk en dis hoe die audience aan mekaar sit en jou droom kliënt identifiseer en so kan jy ook sommer die mark toets as jy wil. Kyk hoeveel mense is daar in jou omgewing, gaan jou besigheid werk as jy byvoorbeeld 'n besigheid wil begin. Baie interessante tool en ek hoop ek het julle ietsie gewys van waarde. So in my volgende video sal ek vir julle 'n bietjie verduidelik oor hoe om nou daai lead magnet te skep. So om 'n lead magnet te skep wat jy kan gebruik as jy nie weet wat dit is, gaan ek vir julle ook verduidelik in my volgende video. En dit is om mense te kry om dan te subscribe. Hierdie mense wat jou droomkliënt is. Okay. Alright, julle, dis dit en dan as jy wil meer leer oor dit of as jy so 'n bietjie as jy al frustreerd en jy wil uitvind hoe hierdie goed werk, kan jy enige tyd my Facebook meesterkursus koop. Onder is 'n link of hierbo iewerste. Kan jy net op daai link gaan klik en dan kan jy dalk die kursus koop en dalk help ek jou so op daai manier. En dan daai link waarop jy gaan klik gaan jy na 'n sales bladsy toe vat. So daar sal ek jou meer verduidelik. Ek wil nie al die mense nou bord met al die details nie, maar daar sal ek vir jou meer verduidelik oor wat alles om in die kursus te verwag en hoeveel hy gaan kos en al daai soort van dinge. Alright, julle, so dis dit vir hierdie video. Sien julle in die ander een oor die lead magnets, môre sinne of oormôre sinne en dan geniet dit en sterkte en ek hoop julle doen goed met julle besighede, julle kry baie kliënte en voorspoed vir julle, hoor. Cheers.